Is FM Radio, die radiostasie wat vir jou lewende water bring, wat vir jou hoop bring, wat jou verkoop en vir jou vernuwe. Kan jy glo, ons is reeds by die 18de Mei 2026 en so stil het die jaar al begin spoed kry. Jy is ingeskakel nou op die program Eer aan God, Gabriel van Eden jou gasheer, en ons gaan vandag gesels oor lofprysing en aanbidding. Saam met my, Danny en Maureen Booyens, en ons gaan nou hierdie onderwerp vandag vir jou so 'n bietjie aanraak, vir jou verduidelik, en jy gaan hierdie program verskriklik saam met ons geniet. Kom ons begin by Ladies First, dames eerste. Maureen, so ietsie van jou en hoekom is hierdie tema vir jou so belangrik? Okay, my naam is Maureen Booyens. Ons is al so 26 jaar, 27 jaar hier so in Jeffreys Bay. Lekker ingesettel en ons voete gevind. En die Here het groot dinge met ons beplan. Toe ons hier ingetrek het ons begin op 'n ek wil amper sê ons het gekom omdat Danny graag 'n prokureur wou geword het. Okay. En aan die einde van die dag het die Here vir ons herstel en ons is in die bediening in en ons is nou al so 23 jaar in Nuwe Lewe Aanbiddingsentrum. So hoekom is lofprysing en aanbidding vir my belangrik? Toe ek die openbaring kry waaroor lofprysing en aanbidding gaan, toe besef ek dat dit is eintlik vir my 'n leefstyl en dit is waaroor ek graag vandag wil gesels, is dat aanbidding is eintlik 'n 24/7 leefstyl wat 'n mens moet eintlik deurleef. Ja, dit is so wonderlik om te besef, die Vader maak ons met gawes en talente, en hierdie gawes en talente kan ons aanwend om lof en eer aan ons hemelse Heer te bring. Dit is so Amen. waar. Ja. Ons gaan oor na jou toe, Danny. Yes, Gabriel, môre. Jy kan maar vir ons so 'n bietjie van jou vertel. En hoekom is jy hier en hoekom is jy opgewonde? Ek is elke dag opgewonde want ek het 'n verwagting wat die Here wil doen. Amen. So baie beloftes in sy woord, so baie beloftes aan ons gegee deur die jare. En wat belangrik is dit om te besef dat ons moet altyd paraat wees want die vyand is uitgeslape om ons te verhinder en te weerhou om daar te kom waar God ons wil hê. Ja. Maar dit is altyd vir my of interessant en ook opvallend hoe die Here deur sy Heilige Gees optree om ons te beskerm, om ons van hierdie een hoek na 'n ander te skuif, om uit die nette van die vyand te kom, sy valstrikke. Ja, ek het hier gearriveer en ons het hier aangekom 1999. Ek wou saam met my broer Jim Booyens prokureur word. Dit was sy groot droom eintlik. Hy het my gemotiveer en ek het toe begin met my klerkskap, maar pastoor Nico Nel, wat op daai stadium AGS of daai stadium Theodoxa pastoor was, het toe vir my gevra of ek nie hom wil kom help in die bediening en eintlik terugkom bediening toe nie, en so het ons nou weer in die orde van die bediening beland, en ons was hierso in Theodoxa so 3,5 jaar assistent pastore, en toe ons besluit om die gemeente in Hemelsdorp te plant, wat die Here toe op ons hart gelê het. Ons was so 21 jaar daar, en nooit besef het was net 'n tydelike skuif. Ja. En 2 jaar gelede het die Here ons teruggebring Jeffreys Bay toe. Ons is tans oorkant Milk and Bread op die hoek van Skelde en de Gama weg. En die plek is besig om uit sy nate te bars. Ons het so omtrent 40 nuwe lidmate bygekry vandat ons daar is, en ons sal eersdaags begin met 2 dienste. En die Here se genade oor ons is goed. Ons dank hom altyd. Amen. Nie net vir lewe nie, Amen. nie net vir gesondheid nie, maar veral vir pynloosheid. Ons vergeet hom altyd om daarvoor dankie te sê. Ja, as jy so praat van jou broer Jim Booyens, wat nou al oorlede is, as prokureur, het daai man 'n baie groot rol in my lewe gespeel, en een van die redes hoekom ek vandag hier kan sit, is omdat 'n prokureur eendag vir my gevat het, by my, in my besigheid, en 'n kragtige gebed oor my gebid het, wat 'n baie groot verskil in my lewe gemaak het, sodat ek vandag hier saam met julle kan kuier. En 'n mens besef nie dat jou werksplek eintlik 'n
'n plek van aanbidding kan wees. En soos wat jy ook gesê het, Maureen, dit gaan oor 'n 24/7, dit gaan oor die dag wanneer ek my lewe vir die Here gee. 2 Korintiërs 5:17 wat sê, dan word ek 'n nuwe skepping. Kyk, al die ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword en jy tree aan in voltydse bediening. Yes. Maak nie saak wat se werk jy doen nie, maar jy tree aan in voltydse bediening tot eer van God. Amen. Oor na jou toe, Maureen. Ek wil graag begin deur ek gaan nie sê 'n vraag te vra nie, maar om 'n wanperspektief te sê, perspektief te sê dat mense verstaan nie wat is praise and worship of worship nie. Want aan die einde van die dag hulle dink dit is 20 minute gesingery met musiek voor 'n diens en hoop dit gaan vinnig verby sodat die preek kan begin en goed. Maar aan die einde van die dag is dit nie werklik waaroor dit gaan nie. En dit is ook nie waar 'n worship team, ekskuus vir die Engels en Afrikaans, maar ons is mos 'n tweetalige land, waar die aanbiddingsspan op 'n verhoog in 'n kerk moet ingaan, en dan moet hulle nou die ouens wat in die kerk inkom, nou aan die gang kry, om daarom uiteindelik in die troonkamer in te gaan. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, dis regtig nie waaroor dit gaan nie. Daai worship team het eintlik 'n kragtige werk wanneer hulle daar op daai verhoog staan, en ek wil nou ek wil amper 'n covering vir hulle nou bring, want dit is my werk as nie net as pastoorsvrou nie, maar ek is die worship leier in ons kerk ook, en die Here het vir my van 'n niks gevat, van waar ek vandag staan, 23 jaar verder, en ek weet waaroor worship gaan. En aan die einde van die dag weet ek dat die Here wil mense 'n perspektief gee waaroor worship in 'n kerk gaan, alhoewel dit 'n 24/7 aanbiddingstyl is wat jy moet hê. Dit begin in jou binnekamer. Dit is waar 'n kind van God se worship begin, is in sy binnekamer, waar hy sy intieme verhouding met die Here het, en waar die Here vir hom dan so vol maak in sy gees. Gabriel, ek dink jy sal kan verstaan, as mense so vol kerk toe gaan, en hulle stap in daai kerk in met daai volheid van die Heilige Gees in hulle, dan ek glo nie eers hulle sal wil rondstaan en mingle en met mekaar kuier. Hulle sal God se aangesig soek, en dit is waaroor die Here sê, aan die eindtyd is dit wat gaan gebeur. Die Here soek mense se aandag, en as jy jouself oopmaak vir die Here in jou binnekamer, des te meer gaan jy jouself oopmaak in die kerk ook, en dan gaan dit nie 'n ding wees van ek wens hierdie paar liedjies moet nou, en die worship moet nou partykeer bietjie liede herhaal, en dis partykeer lekker eintlik, maar aan die einde van die dag nie almal kan dit reg hanteer nie. En dis waar die worship span partykeer bietjie pak slaag kry, en dink dat, en dit is al vir my gesê, dink jy ons is dom, ons verstaan nie woorde nie, maar dan verstaan hulle nie waantoe 'n mens op pad is nie. En weer eens dat hoe hoor jou, in Engels is dit, the higher the praise, the deeper the worship. As jy net saam beweeg en ingetap kom met daardie wete dat ek gaan die ontmoeting met die koning hê, ek gaan na sy troonkamer toe. Dit is waaroor praise and worship gaan voor 'n diens. Ek wil gou vir jou vra rondom die praktiese. Jy het nou genoem hoe belangrik dit is om in jou binnekamer lofprysing en aanbidding te kan uitleef, sodat wanneer jy in die kerkgebou instap en deel word van dit wat die gemeente die Sondag doen, in lofprysing en aanbidding, wat kan, as dit nou 'n luisteraar het wat vandag luister, wat kan hierdie persoon doen om dan nou lofprysing en aanbidding in sy binnekamer, hoe werk dit? Eintlik is dit heel eenvoudig, want soos die woord sê, die Here het ons geskep. In Genesis 1:26 het die Here ons geskep na sy beeld. Eintlik is die mens gees, want God is gees. Ons het 'n siel en ons woon in 'n liggaam. So wanneer
die Here ons gees, die Heilige Gees inwonend in ons is, bevrug ons hom deur wanneer ons oë oop te maak, dan begin jy al klaar, Here, baie dankie vir my asem wat ek kan win. Die asem wat ons intrek is nie ons asem nie, dis God se asem wat ons inasem. Hy het vir ons daai lewe gegee. En wanneer jy opstaan, dan sê jy dankie Here, want dis aanbidding tot God. Dankie Here, dat ek kan opstaan, dat ek kan beweeg, dat ek buitekant toe kan gaan en ek kyk na die buitekant en sê vir die Here baie dankie vir dit wat ek mag sien, my gesondheid. En jou hele lewe begin waar jy jou oë oopmaak. En alles wat tussenin gebeur is eintlik lofprysing en aanbidding ter ere van die Here. Daar kan siekte toestand in jou lewe kom. Daar kan probleemsituasies in jou lewe kom. Maar as jy uitverkoop is vir die Here en jy weet die Heilige Gees is inwonend by jou en hy gaan die 24/7 is hy met jou, kan jy net na die Here toe gaan. Daar's soveel tye wat ons al net gegaan het en gesê het, Here, kom deur vir ons, en mense vra, waar is u in hierdie omstandighede? Dan sê die Here, ek is nog die hele tyd by jou. Wow. Ek is nog net die hele tyd by jou. En as jy dit verstaan, is dit al klaar 'n begin waar jy kan sê, ek is besig met aanbiddingslewensstyl. Dis wat die ou duiwel so goed doen, hy laat ons fokus op die, Negatief. kom ons noem dit die sogenaamde negatiewe, Ja. en dan is jou hart glad nie oop om lofprysing en aanbidding aan ons Ja. Here te bring nie. Maar die woord sê, kom in my binnekamer met lofprysing en aanbidding. Ja. Kom ons gee gou vir jou 'n kans om ietsie te sê. Danny, bietjie nader aan die mikrofoon asseblief. Ja, sê. Ja, vir my is aanbidding, lofprysing is eerstens daarop om die vrug in mense se harte of die Heilige Gees om dit op te wek, sodat daar want een van die segmente van die vrug, die negevoudige vrug is blydskap. Daar moet blydskap wees. Jy kan nie die Here met 'n gesindheid van blydskaploosheid wil probeer aanbid nie, is baie moeilik. En dan natuurlik behalwe dit, wanneer ons almal die Here se naam verhoog, verheerlik, dan is die groot doel van die span op die verhoog om die mense se harte voor te berei vir die saad van die woord wat gaan volg. Amen. En dit is baie belangrik. En die ander groot belangrike ding wat mense nie altyd besef nie, is dat die span moet die weerstand wat in mense se harte is, baie keer deur die vyand ingesit is baie keer daar ingebring vanweë onkunde, of deur halwe waarhede wat hulle gehoor het, of alles dalk nie in die regte lyn vir dit nie, of daar het iets negatiefs gebeur in hulle lewe, die oggend vroeg of die vorige dag of wat ook al, maar om daai weerstand wat daar is af te breek, en dit is hulle werk, en dit is 'n moeilike werk wat hulle het, die span op die verhoog, om daai weerstand af te breek, sodat die Gees van God geleentheid het om elke hart aan te raak en mense se lewens te verander, sodat mense as ander mense uit die gebou kan uitstap as wat hulle ingestap het. Amen. Ja, ek wil gou vir jou 'n vraag vra. Hier kom jy nou, jy moet die boodskap, jy moet die preek, jy moet nou, hoe anders is dit as die aanbiddingsspan 'n atmosfeer geskep het in die oomblik wanneer jy die woord wat die Here op jou hart gelê het te preek? Hoe is dit anders? Ja, anders in die sin, jy kan die woord met groter vrymoedigheid bring, daar is nie weerstand in die geestesrealm, wat jou amper teehou en verhinder om die woord te bring. Jou gedagtes vloei meer vrylik, en die atmosfeer is oop. Ja. Asof die engele ook geleentheid het om te beweeg. So, die groot ding is maar net dat, wanneer dit, as hulle nie daarin geslaag het nie, is dit asof daar 'n neerdrukkende effek is, en daai, het is hulle groot taak om het te verwyder, laat die Here se woord 'n vrye loop het, om mense se lewens ook te verander. Ja. Want die inspirasie van die Heilige Gees en die oortuigingskrag van die Heilige Gees word deur woorde vrygestel. Ja. En die groter die trefkrag is, hoe dieper die impak. As ek so na julle twee luister nou vandag, met die lofprysing, aanbidding en dan die woord wat bedien word,
Elkeen wat in die kerk is, wat dan die gebou verlaat nie die teenwoordigheid van die Here nie, en die teenwoordigheid van die Here gaan saam met hulle, en jy kan dan jou dag ingaan toegerus, gemotiveer en bewus van die Heilige Gees in jou lewe, en dan 'n lewe gaan leef van lofprysing en aanbidding. Met ander woorde, jy los nie die Here in die kerkgebou nie. Jou hartsingesteldheid wat positief is en wat aangeraak is en gemotiveer en geïnspireer is, gaan nou saam, en jy kan daar, as jy daarvan af gaan na die winkelsentrum toe, of jy loop iemand raak op straat, is daar iets anders. Daar's lewe in jou, jy kan verkoop, jy kan vernuwe, en dit is iets wat die Here kom doen het in 'n mens se hart. Amen. Onder lofprysing en dan die bediening van die woord. En wat vir my eintlik baie mooi is, dis die toepassing van die woord wat ons geleer het. Dis die toepassing van ons hartsingesteldheid wat 'n impak op die Kouga gemeenskap maak. Amen. Ek wil net terugkom na God se gees toe. In Johannes 4:24 sê die Here, God is gees, en die wat hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Ja. En dit is die verskil tussen net kerk toe te gaan, vinnige liedjies te sing en te hoop dit gaan nou verby, dat hulle die woord kan kry en huis toe kan gaan. Wanneer jy God in gees en in waarheid aanbid, is dan wanneer jy daai verwagting het dat jou gees want jou gees moet altyd honger na meer. Daar is nie so 'n ding dat I have arrived in the spirit nie. Never. Jy sal nooit arriveer as kind van God terwyl jy op hierdie aarde is nie. Jy moet altyd 'n begeerte hê na meer en meer en meer van God. Hy het 'n ek wil amper sê die hemelruim of sy hemeltroonkamers is vol van wat hy vir ons wil gee, en dan raak ons nie eers aan 'n druppel wanneer ons hom aanbid nie. En daarom moet jy altyd honger wees. Aanbid hom in gees en in waarheid. Die waarheid is natuurlik die woord. Die woord moet so lewendig en ingedrink wees in jou gees, die mense in. Daar's baie meeste van die tyd, elke Sondag, wanneer ons aanbid, dan kom maar net 'n tyd wanneer ons in tale sing, en wanneer ons free worship het, en dan sê ek vir die mense, sing wat jy dan sing jy 'n nuwe lied vir die Here, en dis wanneer die woord lewendig word. Ons het gister byvoorbeeld 'n man gehad, gisteroggend, toe die uitnodigings in goed gekom het, en ons het net tale gesing die heeltyd, en toe hy daar staan, maar hy kan nie sing nie. Ekskuus Roan, as jy ook luister, ekskuus. Hy kan nie, hy het nie 'n singstem nie. Hy het 'n stem, maar hy het nie 'n singstem nie. Maar Gabriel, toe daai man begin sing, hy het gesing, laat ek naderhand my mikrofoon vat, laat ek net daai stem kon hoor. Hy het 'n engel, 'n diep mans engelstem gehad. Wow. Laat ek dink hy het self geskrik toe hy sy stem oor die mikrofoon hoor. En dit is die amazing van alles, is wanneer jy net ingaan en worship, en dan maak dit nie saak wat die mens langs jou, voor jou, agter jou, van jou dink nie. Jy so connect met die Here en sy teenwoordigheid, dat jy nie, dit is jou tyd. Ja. Ja. Ons het voor die tyd gepraat van ons stem, Ja. en die krag en die mooiste instrument wat God ooit gemaak het, is 'n mens se stem. Ja. En die woord sê ook vir ons, lewe en dood is in die mag van die tong. En dit is so belangrik. En as ek nou dink, want wat jy nou vertel wat gister gebeur het, hoe hierdie man eenvoudig begin sing het en daardie deurbraak beleef het, dink net wat het in die hemelruim gebeur, en hoe het die engele gejubel en gejuig. En ek wil net gou, ek het die Psalm 100 neergeskryf, en Psalm 100 vers 4, gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank hom, prys sy naam. Amen. En as ek nou dink, ons praat nou van die poorte, maar dink net wat gebeur as jy deur die poort is, waar jy in sy teenwoordigheid kom, en dis hoekom 'n positiewe hartsingesteldheid so groot sleutel is. Absolutely. En dis 'n ding wat 'n mens voor die tyd moet besluit. Danny, hoe werk jy daaraan om altyd 'n positiewe hartsingesteldheid te hê?
Die groot ding is om jou lewe in te rig volgens die woord Yes. en om die sleutel van jou lewe wat jou liggaam in aksie kry. Ja. Nie vir jou sielsmens te gee nie, maar vir jou geesmens. Jou sielsmens word gelei deur emosie Ja. en gevoelens en dinge wat gebeur wat jou ontstel en al die dinge. En hy is natuurlik ook 'n maatjie van die duiwel, want die duiwel is altyd jou vlees, jou op jou sielsvlak jou aanvat en aanval om sy wil te doen, maar indien jou gees wat in lyn is met God se gees en sy woord, soos die Romeine 12:1 en 2 sê, ons moet in ons denke vernuwe word, in lyn is met die Here se wil, woord, wil en wens vir jou lewe, dan sal jy altyd 'n positief rigting inneem, want soos hy sê 1 Tessalonisense 5 vers 16, baie vreemde skrif, en vers 18 amper nog vreemder, sê vers 16 sê wees te alle tye vir alles bly, alle tye, ander woorde, jy moet wat ook al gebeur, goed of sleg, en dan sê vers 18 wees te alle tye vir alles dankbaar, want dit is die wil van God oor julle, om bly en dankbaar te wees vir slegte dinge. Ek sê jippie, as ek my kar stamp, nou die dag gestamp. So, wat die woord sê ek moet bly wees, dit verander nie jou omstandighede nie, maar verander jou. Yes. Sodat jy midde jou omstandighede meer as 'n oorwinnaar kan wees. So, en dit is die groot vraag, wie is in beheer van jou liggaam? Jou siel, of jou vlees, of die ou mens, of jou gees in lyn met God se woord wil en wens vir jou lewe. Een van die mooi dinge, soos jy net ook gesê het, jy stamp jou motor en jy jippie, die voorbeeld wat ons vir ander moet uitleef, veral mense wat dalk nie so diep en 'n baie besondere persoonlike verhouding met ons Hemelvader het nie. Hier kom jy nou en jy is nou tree vreemd op, maar hierdie vreemde optrede van ons vind aanklank by hulle geesmens. En dit is hoekom mense baie keer, ons kan nou die Engelse woord gebruik, hulle kan met jou relate of met jou vereenselwig, want jy tree nou vreemd op, maar tog dit prikkel my, ek wil eintlik agter die kap van die byl kom. Hoekom is hierdie Danny so 'n funny mens, en waar kom hierdie snaakse opgewondenheid in hom? En so kan ons lewens leef as 'n advertensie vir die koninkryk, en mense kan geïnteresseerd raak en jou nader en vir jou sê, luister ou Pel, ek hou jou nou al lank dop, maar jy is vir my vreemd, hoe werk hierdie lewe van jou? Hoekom is jy opgewonde oor alles? En dan kan 'n mens daardie geleentheid gebruik om jou hart, en ek wil eintlik hierso sê, God se hart met so 'n persoon te deel. Absoluut. Ja, net noem, het is Nehemia 8 vers 11, die laaste gedeelte sê, jou blydskap in die Here is jou beskerming. Ja. En ek het gevind, as jy, en dit is die groot, is 'n geestelike wet wat 'n mens aktiveer tot jou voordeel. Verander nie omstandighede nie, maar verander jou, dat jy oorwinnend oor jou omstandighede is. Want as jy as jy neerslagtig en depressief raak, en mismoedig, dan gaan jy die vesting om jou afbreek, en dan het die duiwel jou, want jou blydskap in die Here is jou beskutting. Ja. Maar die ander ding, ek weier om saam met die duiwel tee te drink. Die duiwel is lief om saam met jou tee te drink wanneer iets in jou lewe gebeur, slegs negatiefs, wat vir jou skade is, hartseer bring, traumatiese ervarings, en sê vir jou, sien jy, jou God wat jou dien is nie so wonderlik soos jy gedink het nie, hy is maar 'n slegte God. As hy wou, hy kon jou gehelp het. Hy kon jou dit gespaar het wat oor jou gekom het. Ja. En die oomblik as jy met hom begin saamstem, dan drink jy met hom tee. Amen. Ja. Ons kan nooit saam met die duiwel tee drink nie. Die interessante ding, hierdie teegesprek en die saam tee drink lei tot 'n geselsery, en dan op die ouend, wat praat jy? En hoe leef jy die vreugde van die Here uit? Want ons praat nou nie oor die vreugde van die Here is my krag en my sterkte, en nou drink jy tee saam met die ou duiwel, die varkie met die virkie, en nou begin jy sy tipe van gesprekke praat, want jy is nou geïnspireer en gemotiveer deur die duiwel, en dan gebruik hy jou mond om negatiewe goed in bestaan te praat.
Ja, maar daar's 'n baie groter gevaar agter alles. 1 Johannes 2 praat van die gees van die anti-kris. Ja. Wat Johannes 2000 jaar gelede geskryf het, wat sê wat al reeds in die omgewing is en reeds beweeg. En die hartseer van alles is dat mense wat op 'n stadium God gedien het toegelaat laat die gees van die anti-kris, omdat hulle so baie met die duiwel teedrink en nadat als van die Here bevraagteken en vir hom begin kwaad raak en laat daai gees van die anti-kris in jou kom. En dis die rede hoekom baie mense wat saam met ons hierdie pad begin het, nie meer vandag die pad saam met ons loop nie. Hulle is nou vyande van Christus en sy kerk, net negatiewe goed te sê oor hom en sy kerk. Hulle draai hulle rug heeltemal op hom en hulle minag hom in hulle optrede, maar waar dit begin, hulle saam met die duiwel teëgedrink en hy gees van anti-kris, hy wag net om dan in te kom op daai manier. Ja. Oor na jou, Maureen. Ja, ek wil net weer eens sê, is wanneer jy 'n leefstyl van aanbidding het, dan weerspieël jy Jesus, God se karakter. Amen. Dit is wat jy weerspieël en dit is wat die mense optel. So en aanbidding is ook 'n bewys van gehoorsaamheid aan God en die gee van jouself. Wanneer jy jouself gaan gee vir die Here, dan gaan jy na 'n plek toe waar God is. En hy kan dan met jou kommunikeer. Hy kan dan vir jou sê, wat is sy beplanning vir jou lewe? En daar moet altyd te wete wees, soos wat ek net gesê het, daar is meer. As ek hierdie en ek het vir jou gesê voor die tyd dat ons bied psalmodie aan by ons kerk, psalmodie 24/7 lifestyle, en ons leer die mense hoe om so te leef, hoe om so te aanbid, en daar is 'n groot verandering, 'n transformasie in ons kerk, nou dat hulle dit snap. Daar's nie daai, in die begin moes ek ook altyd gesê het, mense, as julle nie die woorde ken, as jy nie die sing net saam, of hum net saam, of bid net saam, moenie worry oor woorde wat teen 'n muur of teen 'n skerm is nie, moenie daaroor worry nie, en frustreerd raak in jouself nie, want daai frustrasie bring 'n blokkasie in jou geestemensie. Beweeg net saam, maar aan die einde van die dag, as ek hier aan gehoorsaamheid dink, dan dink ek aan Abraham, toe God vir hom gesê het, gaan offer vir Isakie. Ja. Hy het nie geweet regtig wat gaan gebeur nie, maar hy het geweet, hy moet gehoorsaam wees aan God. Amen. Hy het geweet, hy moet iets doen, want God het 'n plan. Yes. En dit is die mooiste deel van psalmodie vir my, as ek hom altyd teach vir die mense, dan doen ek wat ek nou doen, my hart word so vol vir die Here se grootheid. Abraham het Isakie laat die hout bymekaar maak en hulle is op na die berg toe, en daar 2 mense saam met hom hulle gestap. 2 van hulle, wat hulle seker slawe of wat ook al. In elk geval het saamgestap na die berg toe. En toe hy en Isak het toe opgegaan, maar Isak het vir hom gevra, pa, waar is die offer? Ja. Is dit nie amazing nie? Maar Abraham het vir hom gesê, God sal voorsien. Ja. En aan die einde van die dag, die 2 wat agtergebly het, Abraham het teruggedraai na hulle toe en sê, ek het die seun gaan net gou aanbid. Ons kom terug. Ons kom terug. Wat sê dit vir my? Daai geloof wat hy gehad het om te weet, God gaan voorsien. Hoeveel te meer ons as mense, wie se bankbalanse dalk nie die budget maak nie. Ja. Wie van ons wat moet na 'n dokter toe moet gaan en 'n vreeslike slegte nuus moet kry. Hoeveel van ons doen dit wat Abraham gedoen het? Ek gaan, maar ek weet nie wat die uitkoms is nie, maar my God, hy sal voorsien. Ja, dis vir my pragtig om te dink vir God om te kon deurkom vir Abraham, moes hy bereid gewees het om vir klein Isakie te vat na die altaar toe om hom te gaan offer, en hy moes al daardie tree neem. Laat my sommer terugdink aan Moses wat na baie jare en braambos en al die goed te besluit het, okay Here, ek sal nou maar die klompie Israeliete uit Egipte uitlei, en een drama op die ander, en daar kom hulle toe by die Rooi See aan. Die Egiptiese weermag is op hulle, en nou staan Moses daar by die Rooi See, en hy sê, Here, wat nou? Moses, wat het jy in jou hand? Asseblief, Here, wat maak dit nou saak wat ek in my hand het?
En hy sê, goed Here, ek het 'n staf. En hy sê, die Here sê vir Moses, hou die staf oor die see, dan sal ek die Rooi See oopmaak. En dit is vir my so kosbaar as ons nou aan Abraham ook dink, daardie tree in gehoorsaamheid, met die regte hartsingesteldheid, het God toegelaat om te voorsien, en God het Moses gehelp, deur toe hy sy hand met die staf oor die see hou, het God die see oopgemaak, en op 'n stadium sê die woord, en God het die strydwaans se wiele afgehaal, en die Egiptiese soldate het die strydwaans baie moeilik probeer beheer en bestuur en deur die Rooi See kry, maar dit het gemaak dat hulle daar verdrink het. En dis in elkeen van ons se lewens, hierdie klein treetjies in gehoorsaamheid, deur te sê, ja Here, ons gaan, en Abraham die vrymoedigheid gehad het om vir die 2 wat agtergebly het gesê, ons kom terug. Ja. Want hy het hierdie vertroue en liefde vir die Here gehad, wat geweet het, hy het geweet, my God sal voorsien. Maar dis waar ons in lofprysing en aanbidding partykeer, as die atmosfeer miskien nou nie so goed of so lekker is nie, kry die deurbraak, dat die Heilige Gees kan inkom, en dat is hierdie lofprysing en aanbidding 'n wonderlike geleentheid gaan word, waar ons die naam van die Here kan groot maak. Ek wil dalk net verder gaan rondom Abraham en Isak. God het vir Abraham 'n belofte gemaak, waar hy 'n nageslag sal hê, soos die sterre aan die hemel, en hy het geweet, dit moet deur Isak kom. Ja. En ek wil nou net terugkom na nuwe lewe toe, is dat God het vir ons 'n belofte gegee, Ja. dat hy gaan voorsien, en die kerk sal een van die grootste kerke word. Wow. En aan die einde van die dag, nou is ons 23 jaar verder, mense het al vir ons gevra, waaraan hou julle vas? Ek en Danny is regtig soos 2 perde met klappe oor ons oë. Ons hoor nie mense se woorde nie, want dit wat God ons beloof het, ons is op pad soontoe, en ons hou vas aan God se beloftes. Maak nie saak hoe groot ons gebou is nie, maak nie, ons sien wat God sien. Amen. Wat hy vir ons beloof het. En wanneer ek praise en worship doen, iemand het eendag vir my gesê, Maureen, jy doen lofprysing en aanbidding soos 'n mega kerk. Jy kan vir die ouens daar by die kerk vra, dan sing hulle. Dan sê ek, vandag sing julle soos 'n 4000 seater kerk. Yes. Dit is waaraan ek vashou. Ja. En God sien dit raak, en ek glo uit die diepte van my hart, dat mense wat, die Here sê ook, dat die wat laaste is, sal eerste wees, nie wat eerste is, sal laaste wees. So die dag wanneer God deur gaan kom vir ons, gaan daar baie mense verbaas staan, om te sien wat God vir hierdie nuwe lewe, klein kerkie gaan doen. Ja, en dit is die pragtige ding, wat ons hierdie, vanuit ons liefdesverhouding met ons hemelse Vader, kan 'n ou kies om gehoorsaam te wees, want gehoorsaamheid sonder liefde sal nie werk nie. Oor na jou, Danny. Ja, Gabriel. Ja, dit is so. Ons staan maar altyd net verbaas oor die Here se goedheid en genade oor ons. En die verband tussen gehoorsaamheid en ek kom weer terug om sy woord wil en wens te doen, is baie belangrik, want daar staan is 'n skrif, Hebreërs 5 vers 8 of 9, wat sê dat Jesus Christus het 'n bewerker van ewige saligheid geword van die wat hom gehoorsaam. Ja. So net die mense wat hom gehoorsaam, gaan eendag die hemel beerwe. So baie ouens wil gaan, dis hoekom hy sê, baie gaan probeer, min sal ingaan, want ons vergeet om hom gehoorsaam te wees. Romeine 13 is duidelik, ons moet ons onderwerp aan die regering en die verskillende wetsontwerpe en al daardie aangeleenthede. En baie keer as jy net die spoed oorskry, dan rebelleer jy eintlik indirek teen hom, en dan het jy probleme, want dan is jy nie gehoorsaam nie. Is die klein dingetjies wat die rede is dat mense verlore gaan. Is nie net altyd moord en horeer en verkrachtings wat hel toe gaan nie. Baie keer is dit mense wat klein goedjies doen. Soos hy sê,
net hulle wat hom gehoorsaam, hy het net vir hulle 'n bewerker van ewige saligheid geword. En dit is belangrik dat 'n mens maar net moet aanhou om die Heilige Gees te gehoorsaam, of dit nou vir jou moeilik is, om jou eie wil af te lê, saam met Christus te besef, jy is veronderstel om saam met hom gekruisig te wees. Die vlees het te sterf. Is nie meer my wil nie, is nou sy wil. Jy het nou 2 Korinte 5 vers 17 aangehaal wat begin met die woordjie as. As iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Maar as, dis vir als begin. Ja, mens kan amper sê wanneer iemand. Ek het so ruk terug het die Here bietjie met my gepraat oor stoptekens en verkeersligte. Toe sê hy vir my, hoe voel jy oor 'n stopteken of 'n verkeerslig? Wat is jou hartsingesteldheid teenoor dit? Hy sê vir my, want 'n stopteken gee jou die kans om te stop, om iemand anders 'n geleentheid te gee om eerste te kan ry, en die verkeerslig dieselfde, dit gee jou die geleentheid om te stop, sodat iemand anders die voorreg kan hê om voor jou te ry. En partykeer as ons die verkeerslig of die stopteken nader, is dit so vinnig as moontlik, so gou as moontlik, nie die kan wegkom en net so vinnig kan verbyglip. En toe begin ek ook besef, wat is my hartsingesteldheid teenoor 'n stopteken? Is ek opgewonde daaroor om te kan stop, sodat iemand anders kan ry? En ek dink as ons as bestuurders ons motor so kan hanteer uit hierdie hartsingesteldheid wat ek uitsien na 'n stopteken, sodat ek kan stop, sodat iemand anders voor my kan ry. Maar jy weet, dit gaan maar baie keer oor wie gaan nou eerste hier ry? Wat kan ek doen? Hoe kan ek die ding bewerkstellig om net gou vinnig by my bestemming te kom? Maar intussen gaan dit oor 'n hartsingesteldheid. Nou ek het ietsie gaan opgrawe rondom hartsingesteldheid. Ek wil hom gou vir ons lees. 'n Hartsingesteldheid verwys na jou innerlike gemoedstoestand, gesindheid of die diepste motiewe van jou wese. Dit is die onsigbare plek waar jou ware waardes, oortuigings en emosies soos liefde, vrees, dankbaarheid of bitterheid gesetel is. Dit het vir my net eens op 'n stadium in my lewe laat besef, ek is verantwoordelik vir my hartsingesteldheid. En die oomblik wanneer ek 'n hartsingesteldheid kies van lofprysing en aanbidding, raak ek die Here se hart aan. Want ek dink nie ons Vader werk op 'n hardhandige manier hoe hy met ons werk. Hy kom met 'n liefdevolle manier na ons en hy sê, my kind, wil jy nie liewer dit doen of daardie benadering hê nie, dan kan ek deur jou werk. En so het ek besef toe ek nou 'n bietjie rondgelees het en oor vandag se program oor lofprysing en aanbidding, te besef ek hartsingesteldheid is 'n groot faktor. En toe die Here ook net vir my gesê, onthou, jy moet my eers lief hê, en vanuit my liefdesverhouding met jou en ons kan jou hartsingesteldheid verander, en dit kan jou 'n lewe gee van lofprysing en aanbidding. Soos jy ook gesê 24/7, dit word 'n lewenstyl, 'n manier van hoe jy jou lewe hanteer. Amen. Tot eer van God. Amen. Ek wil dalk net, ek sien ons tyd hardloop uit, net ten slotte van my kant af wil sê dat in die laaste dae, aan die eindtyd, gaan God die tabernakel van Dawid herstel. En dit is een van die beloftes van ons gemeente ook, dat God gaan die tabernakel van Dawid herstel. Natuurlik weet ons almal die tabernakel van Dawid is lofprysing en aanbidding. So ek wil net gou ietsie lees soos wat ek uit ons boeke uitgedoen het. As God, dit sommer daarso, wanneer hy gaan herstel, wanneer God die tabernakel van Dawid gaan herstel, is dit alles wat verlore gegaan het. Hy gaan ons terugvat na die tuin van Eden toe, waar die mens in die begin, die mens in die begin gevat het, en hom geleer het daar hoe om hom te aanbid, want Adam het God aanbid 24/7. Dit was wat hy gedoen het. So die tuin van Eden is 'n ongelooflike plek om te wees. Dit is 'n plek van gesag, van mag,
oneindige wysheid, ongelooflike intimiteit, waar God met die mens wandel en praat, waar ons die stem van God duidelik gaan hoor. En wanneer ons God iets herstel, sal hy dit altyd beter doen as voorheen. So die herstel van die tabernakel van Dawid gaan beter wees as die tuin van Eden. Ja, dis asof dit nuut gemaak word, nuut geskep word, Yes. en nuwe lewe en nuwe krag gaan dra. Yes. Ja, dis pragtig. En oor na jou, Danny. Ja, die mense verstaan nie altyd, daar is 'n kausale verband of 'n orde van aanbidding. Jy begin altyd met danksegging. Ja. Want dit beteken baie vir die Here. Die malaatse ou wat teruggekom het om vir Here dankie te sê toe hy merk hy's genees, sy eerste woorde was, waar is die ander 9? Wow. So die poort wat ons ingaan om by die Here uit te kom, Ja. ons kan dit so vergelyk, die poort is soos die hek en die 'n paadjie na die voordeur is danksegging. Wanneer ons in die paleis inkom van die koning, die gang na sy troon toe is 'n lofprysing. Dan sing ons oor hom en van hom, maar wanneer ons in die troonkamer inkom waar hy is, nou sing ons vir hom. Yes. Soos Psalm 22:4 sê, hy woon onder die lofprysinge van sy kinders. Ons skep vir hom 'n troon deur ons lofprysing en aanbidding. Maar dit moet vooraf gegaan word deur danksegging en lofprysing en dan aanbidding daar, want dan is ons by sy voete. Ja. En dan sing ons nie meer oor hom of van hom nie, maar nou vir hom. Amen. Ek dink ons het regtig nodig om waardering teenoor ons Hemelvader uit te sing en uit te spreek, want ek dink nie mens besef elke dag wie en wat ons Vader vir ons is nie. Daardie groot liefde, en nadat Jesus hemel toe gegaan het, het Vader vir ons die Heilige Gees, en ons is binne die volgende paar dae gaan ons weer die Here net dankie sê vir die feit dat hy vir ons die Heilige Gees gestuur het, wat ons kan bemagtig en ons kan vul met daardie ongelooflike dankbaarheid in ons harte. En wat 'n voorreg vir ons in hierdie era waar ons leef, dat ons die Heilige Gees binne in ons kan hê, nie net op ons nie, maar ook binne in ons. Amen. Baie dankie julle twee, dit was nou 'n wonderlike program saam met julle oor lofprysing en aanbidding. Lekker opgewonde. Ek gaan nou vir jou vra om af te sluit, Danny, maar ek weet dit is gevaarlik om vir 'n pastoor te vra om af te sluit in gebed, maar net 'n kort gebed en dit sal vreeslik gaaf wees. Baie dankie. Baie dankie, liewe Here, dat ons na die troon van genade kan kom deur die naam en die bloed van Jesus Christus ons Here. U bloed gee vir ons vrye toegang Yes. tot u troonkamer. Here, ons dink veral aan die mense wat skade gelei het met hierdie ramp, hierdie watervloede. Daar is so baie mense wat soveel Here het hulle so baie het hulle verloor, en ons vra dat u hulle net gaan stig, gaan versterk, en dat u op een of ander manier, Here, net weer blydskap en vreugde in hulle harte bring, want 'n blye hart is 'n dankbare hart, en 'n dankbare hart bring altyd God se hand in beweging, dat u op een of ander manier net weer vir hulle gaan vergoed, in die naam van Jesus Christus. Bid dat u hierdie vir Gabriel hierdie program gaan seën, Here, om mense se harte te verander, om weer moed te gee waar daar nie moed is nie, om soveel dinge net weer in die regte perspektief te bring. En ons dankie vir u genade oor ons in die naam van Jesus. Amen. Amen, amen. Baie dankie julle, mag julle vreugdevolle week hê. Amen. Dankie, Gabriel.